vlag van Pinksterkoortjie. Almal wat die Here liefhet. Staan maar nader. Amen. Ek weet nie by die woord is nie, maar is baie maklik, hoor. O, almal wat die Here liefhet. Staan maar nader. Almal wat die Here liefhet. Staan maar nader. O, staan maar jy begin beter lyk maar. Amen. Jy kan jou se plek neem, baie dankie. Amen. Ek kan nou. Almal wie bly sê amen. Wie van julle mis daai cool dae? Amen. As jy een nou nie die kerk wat warmer kry is ek, dit kan ek jou beloof. Amen. Is julle bly om hier te wees? Amen. Is jy regtig bly?
om in sy teenwoordigheid te mag kom, en ja, dis lekker om hier te wees. Ek is so bly die Heilige Gees is hier. Hier is 2 mense wat saam met my bly is, maar ek is baie bly dat die Heilige Gees hier is, en ek is bly dat jy hier is, en ek is veral bly dat die ou wat langs jou is hier is. Sit jou hand op jouself so, hug yourself. Sê self, welkom, in die huis van die Here. Jy gaan niemand vertel, niemand het jou verwelkom hier, hoor. Amen. Is julle bly om hier te wees, al die jong manne daar. Afrikaans, Engels? Daar is hy, great, hoor. Baie welkom saam met ons, hoor. Amen. Jo, ek was amper gedog. Maar ons is alright met die Engels so nou en dan. Toe ek in die Vrystaat was, het jy Engels gebruik vir selfverdediging. Baie Pinkster kerk, as jy Engels praat, dan leer dit uit. Amen. Annelda, julle ons is bly. Sta ja, julle gesin, julle almal sommer gou vir ons op daar. Kyk daai pragtige, kosbare, mooi mense. Baie welkom hier by ons, hoor. Mag die Here vir julle seën. Nou ek het al so baie gechat hierdie week, ons ken mekaar, ons loop al so. Ek ontmoet haar eers vanoggend, maar in elk geval. Daar is 'n honger daar buite. Andre, is bly julle is hier, hoor. Is julle bly Andre is hier? Is dit wonderlik nie? Hulle moes nou vandag op die plastiek stoele sit. Wees, weet jy wat gaan ons doen nie? Maar dit is nie my probleem, gelukkig is dit die Here se. Amen, prys die Here. He will send the destitute. He will send people that's hungry for a move of God. Amen. Wie van julle so moeg vir kerkpolitiek en kerkgoeters en gaan al die goeters as 'n mooi woord, dogma. Jy het maar gedog is reg. So moeg vir hierdie goed. Ek so bly dat die Gees van die Here werk sonder die toedoen van 'n mens se hand. Amen. Prys die Here. Amen. Kom aan, julle gaan maar nie alleen los vanoggend hier, hoor. Prys die naam van die Here. Dis lekker om hier te wees. En ek het myself voorgenem dat elke liewe keer wat die Here my nog gun om hier te staan, gaan ek dit doen asof dit my laaste keer is. Jy moet so vat in hy stoel. Want volgende Sondag sit daar nog iemand anders te op. Dan gaan jy op die plastic stoele sit. Amen. Prys die Here. Ek hou vanmôre 'n post af wat ek net so oor die 9 jaar terug, ek gaan vanmiddag weer op my Facebook sit, op my Facebook gesit het, en daar het ek so langs, ek nou stuur ek op my vrou, hy's lank, en sê sy, daar is 'n spelfout, gaan sy die spelfout regmaak, spelfoute, ek sê fout, ek kyk hom uit van 'n ander angle af. As ek verkeerd skryf, moet jy reg lees. Amen. Amen. Halleluja. Ek het gesê wat ek al baie gesê het, ek sê te hulle van ons besoekers vanmôre. My ma word al volgende verjaarsdag, word nou Greta 90. Sy loop so reguit soos 'n liniaal. Weet jy wat ons vir haar lekker is, ons daar kuier, ons gaan haar hierdie week weer sien. En gaan sit sy op die bed, sy sê, kom ek kyk hoe wys jy vinnig staan op. Pluk, daar staan sy op haar voete. Maar al ons gelwels is so, ons is vinnig, en as sy nou dan val sy het so ding nou, wat sy partykeer, hulle het nou mediese ding gegee vir dit, maar sy val so, maar sy het nog nie die grond geslaan en begin sy al opstaan. En sy sê, hoe val my bloeddruk nou? Jy weet het, is die Here nie awesome nie, man, Ek gaan het sê, en ek gaan seker iemand kwaad maak. Ons hou kerk daar in Botawil, en ek gaan vanmôre 'n bietjie so toe gaan. Weet jy, die Here gaan jou bless vanmôre, hoor. Wie van julle is honger vir 'n blessing? Amen. Nie van my af nie, maar van die Here af. En ons het daar, nou, kyk, Botawil is 'n baie klein plek. Kyk hier, ons was van die Berdespaar, wie die langste in die daai tyd, in daardie spesifieke kerk was. Die ouens daar, na 7 maande, hy pas so trek som in die aand. Hier kom ek en Deze, en ons sis is brandneek, ons 8 jaar. Amen. En was dit nou wonderlik. En wat ek wil sê van dit, is dat daar soveel
mooi herinneringe is en soveel goed gebeur. Nou kuier en daar's baie kerke en daar's min mense maar baie kerke hoor. Dis so die een dorp wat meer kerke het as Bollestore. Né? En nou besoek hulle jou skelm. Hulle besoek jou skelm. Dankie Here vir dat daar was niks livestream goed te sien. In plaas van voordat daar selfone nog was. En dan besoek iemand na ons af van die moederkerk af. Weet hy generasie gaan. Ja, hulle kom saam met die Ossewa brandwag, jy weet. En dan maak 'n fout. Hier by die derde besoek, toe loop hulle nie agter by die kerk in waar jy moet ingaan nie. Nou, hulle sê pastoorkinders is altyd redelik woelig. Daai kerk is sulke laagvensters gehad, hy was so aards. Jy weet daai aardsvensters. As jy huis het met 'n aardsvenster, is jy ou huis. En ek gaan so af en hy maak so oop. Nou my kinders het bitter min deur die deur uitgegaan. Hulle het altyd daar deur geklim. Ek kon dit net nie uit, veral Angelique. Ek kon dit net nie uit. Ek sê daar 'n deur is 'n deur en 'n venster is 'n venster. En hulle kom toe nou agter waar dit as dit nou die verhoog was, agter is mos nou die bidkamer en daai goedes. En op 'n Sondagmiddag bid ons bid in die vuur van die Here by plek brand, hoor. En daai moederkerk mense stap daar in en sê, "Maar ons wil saam met julle bid." En die tweede ou wat aan daai vrou val, toe val sy onder die krag van die Here. Maar sy vlieg haar op, sy sê, "Hoe val my bloeddruk nou?" As jy nie bly vir die Pinkster, Heilige Gees. Dis nie bloeddruk nie, dis die krag van die Heilige Gees. As daar een ding is, en ek gaan dit nou sê, is lekker baie jong mense. As daar een ding is wat hierdie dorp en Suid-Afrika nodig het, is dat die jong mense weer die Here sal beginne dien. Amen. Amen. So hier kom 'n blessing vanmôre vir iemand en weet as die Here my preek so verander, dan weet ek hier's 'n blessing vir iemand. En wie van julle se bekers loop nog oor van laas Sondag? Wow, was die Here in hierdie plek, hè? Halleluja. Nou vat jou Bybel, maak oop by Sagaria. Ek is baie dankbaar dat hier is al ons livestream mense wat saam met ons kyk en op 'n vlak, hoekom is jy nie by die kerkie? Nou benaal ek dienste moet hulle na ons stream kyk. Sagaria is net so na Exodus. Amen. As iemand om uiteindelik het, sê net amen. Amen. Oef. Amen. So 'n paar vinnige vanies. Sagaria. Hoofstuk 1. Kan ek vra dat ons staan met die lees van die woord. Ek hou daarvan om wanneer ek die Bybel lees. Dis die hoogste gesag. Nou kom ek sê gou vir jou ding. As jy ook, jy kan, daar's 'n paar ander boeke, maar omdat ek nou by Sagaria is, jy kan nie werklik die boek Openbaring lees en probeer verstaan. Jy moet die boek Sagaria ook lees, soos wat jy Daniël moet lees, en 'n paar ander boeke, maar Sagaria profeteer baie oor dinge wat nou, hy daai tyd geprofeteer oor dinge wat nou gebeur. Kyk gou vir my, laat ek op die verhoog staan, is net so hoog, maar in 'n geval. Is dit nie wonderlik dat die profete van daardie tyd het nie misgevat nie? Ag, ek moet hierdie klop praat. Ek sê dit nie misgevat nie. As hulle gesê die Here sê so, dan was dit so. Laat ek nie verder gaan nie, hoor. Sagaria hoofstuk 1, wel vanaf vers 16. Daarom, so sê die Here. Sê vir jy amen. Amen. Ek wend my met ontferming tot Jerusalem. My huis sal daarin gebou word. Hy praat van die tempel, né? Spreek die Here. En 'n meetsnoer sal oor Jerusalem gespan word. Weet jy wat sê die meetsnoere het vir my op lieflike plekke geval, sê die psalmdigter. Hy sê, roep verder en sê, so spreek die Here van die leerskare. My stede sal weer oorstroom wees met goeie dinge. En die Here sal Sion, dis Jerusalem, né? Weer vertroos
En hy sal Jerusalem weer verkies. Hoor gou, dit lyk my net ek en ander wie ding snap. Wie van julle het al so droog gemaak in jou lewe? Jy kan nie glo dat God jou weer kies nie. Come on. As jy nie bly, Dawid sê, laat my in die hande van God val. Net nie in die hande van 'n mens nie. Want mense het 'n manier om te onthou wat jy gedoen het. Ergens as die Here jou vergewe, dan appoint hy jou weer. Okay, hy sê, vers 18. En ek het my oë opgeslaan en gekyk, daar was 4 horings. Onthou, dat horings praat van authority. In hierdie geval praat hy van 'n sataniese authority. Hy sê, hoor hierso. Toe sê ek aan die engel wat met my gespreek het, wat beteken dit? En hy antwoord, dit is die horings wat Juda en Israel en Jerusalem verstrooi het. Daarop toon die Here my 4 smede. Dit is, in die Engelse Bybel sê, carpenters, of skrynwerkers, né? Toe sê ek, wat kom hulle maak? En hy antwoord, dit is die horings wat Juda so verstrooi het, dat iemand sy hoof opgehef het, maar hierdie manne het gekom om hulle skrik aan te jag, om die horings van die nasies neer te werp, wat die horings teen die land van Juda opgesteek het, om dit te verstrooi. Nou ek wil net gou hê dat julle nou daar agter my hoor op die cheap seats, en julle gou vertel, whenever there's a Jezebel, God will always raise up an Elijah. Whenever there's all hell breaking loose, en hierdie wat hy praat van wat gaan gebeur. Nou, ek wil nou nie teologies klink nie, en al die goed, maar as jy dit werklik 'n studie daarvan maak, is dit eintlik 'n vingerwysing na wat gaan gebeur in die tyd van die openbaring, wanneer Jesus ons, glo julle, hy kom ons nog haal? Glo julle dit? Okay, so, dis eintlik, dis die gesigte wat hy gesien het. Maar ek wil vanmôre met jou praat oor 'n gedeelte, en ek gaan nou daarby uitkom. Desrey bid gou vir ons die seën van die Here asseblief. Baie dankie, Hemel Vader, dat ons vanmôre in die teenwoordigheid kan wees. Here, dankie vir die geleesde woord, Here. Here, my gebed is dat ons harte sal beskei, dat ons sal inneem die woord wat ons vandag hoor, en dat ons dade sal wees van hierdie woord. Here, seën ons nou, seën en salf die prediker in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Neem jou sit plek vir 'n paar oomblikke. Ek glo die Here gaan vandag met ons praat, en met hulle wat op stream gaan kyk. Julle ouens, die Here is vir ons goed, hoor. Ons het net in die eerste, wel ons is nog in die eerste maand, tussen 50 en 60 nuwe Voiceclip luisteraars in 3 dae. In 3 dae bygesit, en die Here is werklik besig om homself te openbaar. Kan ek gou vir jou sê, net so vinnig, ek dink as daar iets is, ek dink nie, ek weet, as daar iets is wat ons nou nodig het, nou, waar jy nou sit daar, en waar ons nou leef, en dit maak nie saak, of jy in Newcastle bly, en of jy in die Kaap bly nie, ons almal, of waar in die wêreld jy bly nie, ons het almal weer nodig om te sien, dat ek weet, as God gesê het, hy gaan 'n ding doen, dan gaan hy hom doen. Nee, kom aan. Ek weet, as God sê, dat jy is die kop. Daar's 'n wêreldslied, en ek wil hy woorde steel by hulle, wat sê, it's only an illusion. That's the only weapon the enemy has. He's got nothing. He's not the creator. Hy kan niks create nie. But what he has is illusion. Jy kry 'n pyn in jou sy, en hy sê, jy kanker. Ag nee, asseblief, julle mense wat die eerste keer, dit is altyd so stil nie, hoor. Jy hoor by jou werk, dat hulle gaan retrench. En jy sit jouself op die retrenchmentslys. Ek weet nie, is Mittel nog oop of is self toe? Ek weet nie en ek wat daar gaan nie. Maar ek bedoel, as jy Pick n Pay toe gaan, lekker nou weer in Newcastle ouens nog lekker eet, hoor. Ag nee, asseblief ouens. Hulle sê dit is 'n resessie. Ek kyk gister 'n program. Jy sien, ek hou van sulke goed, hoor.
Hulle bou, hulle noem het, wat is hy plek? Suid-Afrika het nou hulle eerste klap met. Dis mos hierdie holiday resorts, wat eintlik net oor see is, en in Dubai, en in allerlei Dubai plekke, en in Amerika. Suid-Afrika het hulle eerste Dubai, hulle eerste klap met. Dit kos 2 biljoen rand. Hulle maak hom nou jullie, raai waar is hy? KZN. Vir jy keer as jy iets vir die KP het hier. En hulle het daar 7 afdelings. So hulle het 7 verskillende kontrakteurs, want Suid-Afrika het nie die kontrakteurs wat so 'n projek, wat hulle alles eenslag gebou. Glad nie in fases in nie. Met ander woorde, die quarters waar die werkers bly, en die hotel was dieselfde tyd gebou. Hulle het in 2024 met hom begin, hulle wy Julie in. Hy het 3,5 kilometer privaat strand by Bellito. By die lughawe. 2 biljoen. Jy sê, pastoor, waarom sê jy dit? Hoor wat ek jou sê? Of daai plek 2 biljoen rand kos, of in wat se provinsie jy bly. Ek dien nog die God wat die tafel kan dek. En die woestyn. Waar sien jy God die meeste raak? Jy sien God raak, want er 7 soorte hel om jou kop los is, en die Here stap in jou moeilikheid in. En as daar 'n ding is wat ons gaan sien, luister, ek gaan nou 'n ding sê, daar's min predikers vandag wat nog bereid is om oor hierdie kameras oor die wegraping te praat. Hulle wil nie daaroor praat nie, want die mense glo nie daarin nie. Ek wil vir jou sê, en dat ek sê wat ek 1000 keer gesê, as jy nie daarin glo nie, dat jy jou afslag soos 'n skaap, maar ek gaan met die eerste vraag uit. Okay. Maar hoor wat ek vir jou sê, dan gaan ek eers begin preek, hoor. Ag, jy dink ek maak klaar, nee. Hoor gou baie mooi. Ek het weer gesê, ons by die huis bly vandag. Hoor gou baie mooi. Hoor jy pastoor vir jou sê? Ek weet nie wanneer hy ons gaan kom haal nie, want hy self weet dit eers nie. Praat van Jesus, met agting en bewering, en respek. Maar ek wil vir een vertel, God gaan 'n onderskeid maak tussen sy kinders. God gaan sy kinders seën. Wanneer Suid-Afrika sê, daar is nie geld nie, gaan die heuning van jou afdrup. Ag nee, liewe Vader. Ek sê die heuning gaan van jou afdrup. Terwyl Suid-Afrika roep resessie, gaan God daai jong mense, weet jy wat is tyd? Dat iemand sal sê, dat die jong mense wat vanmôre hier sit, moet sien, wat ons gesien het in die Here, toe ons hulle ouderdom was. Ons het nie nodig, Erkies en Martie, om disco-ligte en smoukskerms. Jy kry hulle by 'n huis by mekaar, en hulle sit soos 'n blik bypiese, wat hulle is moeg vir entertainment en vir snaakse dinge. Kan ek gou vir jou sê, the move is on, my Lord, the move is on. I can hear the rustle. Daar's iets wat gaan gebeur, en geen mens gaan God stop nie. Kan ek maar begin preek? Hoor gou baie mooi. Daar's 'n ding wat ek al soveel keer gesê, ek begin dit ook nou te glo. En dit is, jare terug te praat op pastoor, hy sê, weet jy wat, dit is moontlik dat jy geen foute kan maak nie. Wie vir julle glo is moontlik? Dat dit vir jou, dat jy nooit 'n fout sal kan maak nie. Wie vir julle glo is moontlik dat jy nooit sal struikel nie? Ek wil vir julle sê, dit is moontlik. Jy moet dit niks doen en nooit stap nie. Ag, asseblief. Ek is bang vir 'n ou wat dink hy's perfek, hoor. Want hy sê my doen niks en hy gaan nêrens. Luister, ek loop net in die garage. Die Here wil my nog help met dit. Wel, ek dink hy like my so. Ek loop my kouse, dat hulle na sit soos bangles om my enkels. Hoe klink hy aan die poppie? En ek hou van kaalvoet loop. My vrou moet elke nou met 'n grinder my voete skeer.
Nie, ons loop 'n doring as 'n doring so maak, hoor. Mag ek jou vertel? Luister gou baie mooi. Hoekom sê ek dit? Ek stap nou in die garage en ek maak my garage skoon en jy kan my eendag in my garage, jou voete word nie eens vuil nie. Maar ek stamp my klein toentjie daar teen die boer se stand. Come on. Come on. O, jy's baie heilig, hoor. Ek dink hulle wat gesê het, hy koordans in die garage. Ek koordans en my toon is amper af. Halleluja. Daar goed is gebeur met mense en toe ek so wegstap toe sê ek, Here, ek weet nie of ek moet dankie sê en dan sê hy maar baie dankie, Here. Ek sê Here, so 35 jaar terug, so Gabriel sy ore toe gedruk het, as ek my toetjie daar gestap het, dinge gebeur. En hoor wat ek jou vertel, partykeer stap jy jou voete deur die blessings wat die Here vir jou neersit. Ag nee, kan iemand net opstaan en die Here kry sy prys gee. Amen. Maar hoor jy so, jy moet iets doen. Jy gaan jou toon stamp. Jy gaan struikel. Jy gaan opstaan en sê ek is nie lus vir die dag nie. Maar as jy klaar gesê het, dan sê jy, this is the day that the Lord has made. And I will rejoice and be glad in it. Hoor jy wat ek jou vertel? En ek het dit ook al baie keer gesê, ek sê the devil never fight. Weet jy, die ouers in die kerk, nee, hulle het geen probleme nie. Ek wil net vir ons op die kamera sê, as julle hier ou se gesig te sien, sal julle geld stuur, hoor. Jy het baie ouens, hulle het net nie probleme nie, hoor. Nee, weet jy wat? Kijk, ek het so baie probleme, ek plak 'n smile aan van hier tot hier. Ek lyk soos hy Joker. Ek smile, en baie keer wanneer ek deur my tande smile, dan sê ek, Here, ek kan nog nie lus om te smile nie, but I'm confusing the devil. I will not give the, come on ouens, I'm confusing the enemy. The devil is a liar. Kan ek twee mense in hierdie kant of van hierdie kant net vir die Here 'n crazy prys gee? Sê, Here, even if I have to fake it, I will fake it. En hoor gou mooi. Ek glo, wie van julle wat hier sit, kan saam met my, ek weet, ek kan nou nie namens jou praat, so ek moet nou maar net vra, wie van julle het 'n belofte van die Here gekry? Julle wat julle hande op, die ander binne die hande opgesteek het. So julle wat julle hande opgesteek het, staan op. Net julle, ja. Ek wil julle moet kyk, die res wat sit, lees julle Bybels nie, want die hele Bybel is vol beloftes. Nou vraag weer, wie van julle het 'n belofte by God gekry? Jy beter vanaf staan op, ons vat ons jou en gaan jou deurbid, hoor. Ek wil kyk met wie ek preek vanmôre. Jy het 'n belofte van die Here gekry. Party het persoonlike beloftes gekry. Party het profesie gekry wat van God af is. Julle kan maar sit, waar die Here sê, dis wat ek vir jou gaan gee, en dan sit 5 jaar later, en is 15 jaar later, en jy sit vanmôre in hierdie plek, en kan maar, Nikos kan maar eerlik wees, partykeer is dit asof daai belofte by die venster uit is. Come on, sê hy nou of amen. Is daar sulke ouens, wat sê, Here, ek wag vir daai belofte. Ek bid, Here, ek bid nie eers meer oor daai belofte nie. Is daar twee mense wat so voel? Dan het ek die regte preek, hoor. Hoor gou baie mooi. Ek luister 'n boodskap. Ek sê mos, my plek is my lêplek is mos hier. Dis my lêplek hier voor. Ek sien Desiree kopie my, sy lê ook nog deesdae hierso. Ek moet select, nou dis nou my lêplek hierdie. En ek luister en ek sit daai televisie aan en ek praat met die Here praat met my en ek huil en ek wil nou nie sê die Here huil saam nie, maar ek huil en ek praat en ek ween en ek praat en ek soek antwoorde en ek vra en ek luister 'n ding en dan kom op. En hierdie persoon sê 'n paar goed wat my tikkel. Wat my aandag onmiddellik trek en ek so asof nie, ek glo dat God het my deur dit geantwoord. Die probleem is vandag, ek en hierdie vrou is hierdie jaar 42 jaar getroud. Ek kan gou vir jou sê, ek is eerlik, tussen ons twee is ek die stiller een.
Maak net so. Julle moet daar gesig sê, julle sien nie die gesig nie, hoor. Sy sê eintlik vir my, jy's reg, maar ek gaan dit nie admit nie. Hoor gou baie mooi. Partykeer praat ons so baie met God. Ons vergeet dat hy wil terugpraat. Oh my God. Dit is hoekom jy nie kan gaan bid sonder dit nie. Want dit is gewoonlik daar waar God met jou terugpraat. Come on. En die Here antwoord my en toe ek het luister, pastoor. Toe gryp die Here my hart en ek kom by Sagaria 1 uit. Ek wil weer vir jou lees. Vers 17 en 18. Hy sê, roep verder en sê, so spreek die Here van die skare, my stede sal weer oorstroom wees van goeie dinge, en die Here sal Sion weer vertroos, en hy sal Jerusalem weer uitverkies. Praat van tweede kanse. Hy sê, vers 18, en ek het my oë opgeslaan. Nee, laat ek eerder net by vers 17 stop. Hy sê, Psalm, waar is dit nou? 116 vers 6 sê, hy sê ons, vers 16, hy sê, spreek die Here van die heerskare, en 'n meetsnoer sal oor Jerusalem gespan word. Kyk gou vir my. Weet jy, kyk gou vir my, jy moet hierdie nie sê, dat God has a tendency, ons sien dit nie, dat God meet jou seëninge vir jou af. Hy tree dit. Daarom sê die psalmdigter, hy sê die meetsnoere het vir my op lieflike plekke geval. Luister gou baie mooi. So, kyk gou vir my. God praat met die volk wat versprei is. They were scattered. They were broken. They were raped. They were vandalized. En God praat nie, hy kon 'n nuwe Jerusalem en God draai om en hy sê vir die profeet, sê vir hulle wat stikkend is, trek jou tentpenne, span hulle weier uit en slaan hulle diep in. Jy was nog op die strand as hy wind jou gazebo vat nie. Nee, hy maak met hom hierdie sticks and stones en hy vou so op. As sit of jy daar nie, ek en my vrou jare op die Valdam. Ek soek nou nog 'n stukkie van daai gazebo. Weet jy wat? Hy sê wanneer ek daar gaan weer, kyk vir my. What is this different? There's nothing else but prosperity. Ek wil baie versigtig sê, wat ek glo, dat terwyl ek op hierdie aarde is, kan ek geseënd wees. Nee, nie almal glo dit nie. En ek wil 'n klip in jou slaaibak gooi. Dat baie mense dink, hoe swaarder hulle kry, hoe heiliger is hulle. That's a lie of the devil. Luister, ek gee nie om wie teken jou werkskontrak nie. As God nie wil hê om teken, gaan hom nie teken nie. Maar kyk vir my, as God wil hê om teken, sal hy hom teken. Weet jy dat daar is mense wat slapelose nagte het, omdat hulle jou moet bless? Ag, jy gaan dit later snap hoor. En jy weet dit nie. Weet jy sit vanmôre in die huis van die Here, en God is besig om vir jou 'n meetsnoer te span. Yes, like it. Nee, julle hoor nie. Hy span hom vir jou uit. En die Here sê, hy sê tussen daai meetsnoere gaan ek dat jy uitbreke. Ek gaan dat jy oorstroom Jerusalem. Hulle het jou teen die grond gegooi, maar Jerusalem, o Jerusalem, binne jou gaan ek weer my huis bou. Ja. Laat my dink aan nou die dag, want 8 jaar is dus nou die dag, waar ons gesit het, met 6 mense in 'n sitkamer, vir 3 jaar in hierdie sitkamer kerk gehou, en die Here sê bou hierdie place of prayer, hierdie plek, hierdie geestelike gym. En skielik moet ons stoele begin indra. Nee, julle verstaan nie. Daar is 'n groter honger. En luister gou baie mooi. Hy sê daar, so die eerste belofte is van voorspoed. En oorloop is 'n belofte. Kyk vers 19.
en 18. Hy sê, toe ek my oog opstaan en kyk, daar was 4 horings. Toe sê ek aan die engel, wat beteken dit? En hy sê, dit is die horings. Met ander woorde, kyk gou vir my, die presiese oomblik, toe God sê, ek gaan julle seën, toe kom die weerstand. God gave them a promise. Weet jy, ag, Jezus man, ek is so excited, ek kom so met die camera. Weet jy dat niks kan jou keer om daar te sit, jy sit klaar daar. Die duivel kan niks verander waar jy is nie. That's not what he's fighting. Hy fight, want jy op pad is. Jy weet dalk nie waar jy op pad is nie, maar hy weet. O Dirk, hy weet. En elke keer, hy is soos jy aanklaar, wanneer hy na die hemel toe gaan, en jou aanklaar, dan staan Jesus op, dan skuif hy tussen Satan en God, en hy sê, God die Vader, dis God die Seun hierdie, laat ek u net herinner, dat ek het maak gekoop, met my kostbare bloed, en weet jy wat maak die Here, hy vee maak sy sluit skoon, halleluja, come on, the enemy is fighting your destiny. The moment God gave them a prophecy and gave them a word that I'm going to bless you. Toe kom weerstand. My vrou het al baie gesê, my skat hoeveel keer al. Sy sê, weet jy wat, partykeer is ek bang om te getuig. Want ek getuig vanaand, die pyn in my skouer is weg, môre is in al 2 skouers. Ag nee, asseblief, halleluja, weet jy man, asseblief, ons moet skrik, al is dit wakker. Ek het ook al partykeer wat jy jou speels toegooi in die huis, hoor. Maar partykeer kry jy daai ou die speel so jammer. Julle 2, hy lekker so. En begin jy rippie mos te bewe. He's fighting your destiny. Ek sê dan later vertel wat my vrou nou vir my gewys het. He's fighting your destiny. The moment God plans to elevate you, you'll have demons. You'll have horns. Satanic horns. Vorste van duisternis. That will attack you. So jy kan either bly en nie jou voet stamp nie. Want as ek daai dag op die lazy boy gesit het, het ek nie my toe ingestamp nie. Ek klim hierdie week, Pastor Dries. Mag jy lag hier, hoor? Ek klim hierdie week, en sy daar, Pastor Dries is hier by ons bezig met die huis, en my vrou sê, dis nou tyd, om hierdie kaste hierbo, alles aftaal. Ek sê, Pastor Dries, kan ek jou leer gebruik? Hy opslaan leertjies. En ek laai af. En my vrou roep my, dus my roep, dus kop ek leer self onder my uit. Nee, my kop klap soos 'n klapper. Teen hy kasdeur, en die hele kamer se deure maak almal so. Ek val daarop, ek weet so waaragtig is wat daar 'n hemel is. Hulle wou uitbars. Ag, hulle was so, is jou raai? Ag, my man, kom. Ag, my man, moet toch net die seer kry nie. 'n halfuur daarna, toe begin sy te giggel. Come on. When God plans to elevate you, sal die duiwel die leer onder jou wil uitskop. Maar die ding is stupid. Die regverdige val 7 keer. Maar hy staan op. Ek sê hy staan op. Halleluja. Ag, ek is so blou merkie op my elleboog. Nou loop ek aan die huis so rond. Ek wil helemaal sien, ek het regtig hard gevoel, ek het dit nie gefeit nie. Halleluja, prys die Here. Is 'n partykeer so, dat wanneer jy val, dan sal die trane loop, maar more joy comes in the morning. Dan kyk jy terug, come on. Ek het nou eens begin preek en jy slaap al. Dan kyk jy terug, dan sê, my God, if God takes you to it, He's gonna take you through it. Halleluja. The moment, die presiese oomblik,
elevate you, all hell broke loose. Because he doesn't fight a visionless, sleeping, sitting, spiritual sissies, wat ook by die huis verbly om die pastoor se verjaarsdag vergeet het. Jy is ouer as die Nyl, ons wil jou verjaarsdag vergeet. Daar's ouers wat regtig kerk skiep, om Jan om nie gegroet het nie, en pastoor om nie 2 keer gedruk het nie, en, nee man, ek praat van ouens, man, they came to hell and high water, net om vanmorgen te sit daar waar jy sit, sal net hoor, die hel is los, jy weet eens wat morgen vir jou inhou nie, maar jy kom op na die huis van die Here, come on, wie van julle is verby daai, om jouself jammer te kry, staan saam met my, want ek is een van hulle, steek jou hand in die lig op, sê duiwel, nee man, hierdie mense wat julle hoor, sê duiwel, ek is, wat God se woord sê, ek is, ek sal word, wat God sê, ek sal word, ek sal kry, wat God gesê het ek sal kry, and no devil in hell is gonna stop him, in Jesus name, ek gee my crazy prys. Luister, so hy gee die belofte van uitbreek, elevate, groter, geseender. En die Here sê, luister, en die oomblik toe hy gee, toe kom die 4 horings, sataniese geeste, die 4 dinge, die oomblik, if God gives you a promise, you'll have 4 forces of enemy. That will stand closer. And in order to receive your promise, you need to survive what the enemy brings. So hierdie is nie vir sissies nie hoor. Hier is vir ouers wat kan sê, wat het die hele tyd hulle verkeerde goed wat justify nie, wat wil sê, o Here help my, as u my nie help, gaan ek dit nie maak nie. Kom ek sê gou vir jou 80% van die gebede, wie van julle as julle hier instap op 'n Sondagoggend voel die salwing van die Here is in hierdie plek? Weet jy hoekom? Luister, hierdie mure kan vir jou niks doen nie hoor, maar daar is 2 mense, ek het vir Pastor Dries gesê die week, ek sê Pastor Dries het 'n sleutel, gaan vir jou remote ook gee, ek sê enige tyd, en ek sê dit vir julle, enige tyd, wanneer enige iemand hier wil instap om hier te kom bid en voor die Here te kom lê, dan is julle welkom hoor. Hier is 'n huis van gebed hoor, hier is 'n plek, ons lê hier so voor die Here, die salwing kom nie uit hierdie TV's en uit hierdie ligte en uit hierdie goedheid nie, man, as die Here kom, gaan hierdie gebou in elk geval perish, maar ek wil vir jou vertel, daar is 2 mense, wat in hierdie plek lê, beteken lê is daar waar julle is nou, Janie, beteken lê ons daar, beteken lê ons op die stoel, beteken is half onder die stoel, roef lê maar op sy plek, en ons lê voor die Here, as ek Here, ek het die antwoorde nie, dan lê ek op hierdie Here, begin hy pyn, dan lê ek op hy Here, begin hy te pyn, dan lê ek op daai Here, maar ek lê, ek sê Here, ek voel alle mense soos Jakob, u wek my nou aan alle kante, maar ek lê voor die Here, hoekom? Because I refuse to bow my knees, voor hierdie 4 goeders, wat my goed wil beroof, wat God gesê, is myne. Ek praat nie namens my daar nie, maar ek wil vir enige kerk sê, as jou pastoor, wat 'n gesalfde is, die moeite werd ag, om te bid, om te sê, Here, should you find a wicked way in me, dan dink ek met die gemeente dit ook doen. Ons kan nie onsself daar sit nie. As een ding is die duiwel die leerskop, as 'n ander ding is God die leerskop. Jy het nou lekker gelag net Pastor Dries. Ek hier sal môre praat. Speel net. En onmiddellik, the promise, the attack, die oplossing. Hy sê, ek sien vir julle 4 smede. Manne, wie die werke wat hulle afgebreek het, weer sal opbou. Manne, wie hulle kragte, is jy nie bly? When you get a promise and the enemy attacks your promise, God will send the Holy Spirit, your solution. Nee, julle hoor wat ek sê nie. Snaaks hy praat van smede, dis carpenters. Hoor wat sê die woord van die Here in Markus 6 vers 1. Hy sê hy het daarvandaan weggegaan en die Vader praat van Jesus en sy disippels hom gevolg. En toe dit Sabbat geword het, begin hy in die sinagoge te leer. En hoor wat sê hulle? Hulle sê, waar kry hy hierdie dinge vandaan en watter wysheid is aan hom gegee, dat hy ook sulke kragte op sy hande plaasvind, en hulle sê, is hy nie die timmerman nie?
Ag julle moet hoor, Lorraine. En God stuur 'n carpenter. Sagaria praat van 4 carpenters. God stuur die Jesus, die nederige skrynwerker van Nazareth, die carpenter. Want jy sien, weet jy wat doen 'n carpenter? 'n Carpenter, ek ken nou nie al my goedjies hier nie, maar 'n carpenter vat 'n lelike stuk hout. Kyk, ek het al met sleeperhout gewerk, wat jy gesê, weet jy wat, ek moet nooit vleisbraai met sleeperhout doen, hoor. Want dit is ernstig, hoor. Dit is ernstig. Jy sal klapsomania kry. Wie van julle weet nie wat dit is? Jy steek julle hand op. Wat ek sien? Ek ook nie. Klik dit erg, in elk geval. Ou sleeperhout. Maar as ek hom daar in my dikte skaaf sit, Jaco, en dan begin hy sleeper deur te werk, dan maak ek meubels waar aanhoud vir vuur maak. Dit is die ding van 'n carpenter. 'n Carpenter vat 'n ding wat ander wil weggooi. Jesus vat mense wat die wêreld wil weggooi. En hy sê, ek sal jou restoreer. En weet jy wat sê God? Hy sê, ek sal julle vir julle 4 smede stuur. En nou wil ek hê dat jy baie mooi sal luister. Is jy reg? Sê amen. Wie van julle wil gou weet wat is daai 4 goed? So vinnig. Ok, ek gaan dan net gou vir André preek, hoor. En vir die ou daar op die streng, hoor, gou baie mooi. En weet jy wat? En terwyl ek hier lê en ek luister en ek sien hierdie punte en ek sê, o Here, hier is 'n preek vir Rolfie Kelvin. Ek weet nie wat is vir Jan Wagner of wat is vir Theresa of wat is vir Nico nie. Dit is vir elke persoon in hierdie plek wat vanmôre gaan aanvaar. As God vir jou seën, kan geen duiwel dit van jou af wegvat nie. Is daar iemand in hierdie plek wat dit glo? Hoor gou baie mooi, hoor gou baie mooi. Die eerste ding, en ek gaan so 'n paar getuienisse bring, bear with me, hoor. Die eerste ding wat die vyand kom, when God gives you a promise, he comes with a spirit of lack. 'n Gees van tekort. Met ander woorde, God gee vir jou 'n belofte, en skielik is daar nie die geld om dit te doen nie. Ag, skielik het jy nie die Here sê vir jou, bou 'n huis van gebed. Julle 6 mense, julle 16 mense, julle 26 mense. En jy het nie die resources om dit te doen nie. Terwyl jy vergeet, if God gives you a vision, he supplies the provision. En wat kom die vyand? Hy kan nie die belofte wegvat wat God gegee het nie, maar deur 'n spirit of lack, 'n tekort, vertraag hy die beloftes. Terwyl Jesus sê, ek vertraag nie my belofte, soos wat baie van julle dink nie, maar omdat ek barmhartig is, en nie wil hê dat een van julle verlore moet gaan, julle moet julle Bybel lees. Daarom gaan ek kom op die regte tyd. Julle mag dit vertraag noem. And when you have a lack, en jy weet ek luister 'n mooi ding, ek was so gebless oor dit, hoor. The enemy will bring a lack, 'n tekort. And if you do not confront the lack, het jy 'n promise, maar jy's nog steeds hierso. Solank jy 'n tekort het, 'n lack het of resources, 'n lack het van joy, 'n lack het van salwing, gaan jy bly met jou belofte en jy gaan nêrens gaan nie. Weet jy baie kinders van die Here, Dirk, is graf toe met beloftes wat nooit waar geword het nie. Because of a spirit of lack. The enemy cannot steal your promise, maar hy kan jou belofte vertraag. Just like it. As jy iemand wat hoor wat ek sê, ek wil gou vir jou ding oopmaak. Ons vergeet dat as God vir jou 'n opdrag gee, of 'n belofte, sal God saam met daai belofte ook die voorsiening gee. Ek gaan vir julle sê, dis nie die eerste keer dat ek en my vrou gebou het nie. En as julle weet waarmee ons begin het, sal jy giggel. Maar elke keer, die woord is 'n lig, 'n lamp vir my voet, en 'n lig op my pad. En partykeer gee God vir jou net provision vir die een oomblik. Kan ek gou vir jou sê, gaan maak jou sommetjies by die huis, julle kinders. Is julle in graad 12 of is julle in die skool? Is dit? O, julle loop saam met mekaar, julle loop so, né? Gaan maak julle somme. Hoe het julle gedoen in wiskunde, alright? Is 1 + 1 nog steeds 2, maar my tyd was dit 3.
Maar hoor, hy wys my so. Maar gaan maak jou somme van graad 1 tot graad 12 in ons tyd, van klas 1 tot standaard 10. Wat het dit gekos? In kos, in klere, in tantrums, in sport, in kar. Kijk eens maar kar nou. En alles. Dan werk jy uit. Hoeveel dit sou gekos het, of hoeveel het dit gekos, om jou groot te maak? Wat het jou nappies jou ma gekos? Die bottles. Die purity. Kyk, party is al 28, is nog steeds op purity. Dis al geestelik. Reg. Gaan jy agterkom, dis miljoene. Maar omdat jy in graad 1 is, kom ons sê vir argumentshalwe, dit gaan 2 miljoen kos of 3 miljoen kos om jou alles, jou kos, jou klere, jou vakansies, jou alles. Kom ons sê nou maar 2 miljoen, eintlik is meer. Hoekom dink jy gee God nie vir jou ouers nie op graad 1, jou hele 2 miljoen klaar vir jou nie, want er staan in 2 miljoen rand klaar. Ag my word. Die feit dat die Here nie alles vir jou gee op een slag, hy sê nie, hy het vir jou die stoorkamers bymekaar gemaak. Maar hy gee nie alles vir jou soos wat jy nou kan kry nie, want jy gaan dit spend voor môre. Hy gaan nie altyd vir jou gee alles wat jy vra nie, maar hy gaan vir jou gee definitief wat jy nodig het. Oh, heerlikheid. And the enemy comes. En weet jy wat? As jy agterkom dat vandag as die Here vir jou iets voorsien om brood te gaan koop, waar jy klaar oor môre? Ek is al ou in hierdie plek. Sorry julle, hulle is nie regtig so stil nie. Hoor jy baie mooi. He comes with a spirit of lack, trying to confuse you. Maar toe ek hierdie plek begin het ek nie die geld nodig gehad vir die dak nie. Ag, Here. Ek het geld nodig gehad vir die grouers. Kom aan, waar is die bouwers? Maar dan eindig met die geld vir die dak. En die Here sê, how stupid can you get? Maak jy vloer klaar? Ag, heerlijke. Ag nee, kom aan, ek is alleen in hierdie kerk. En wanneer jy die vloer gooi, en net voor jy worry oor die mure, dan sê iemand, pastoor, hier is die baksteen geld. Come on, come on. And the enemy was to put a spirit of lack. Hoor baie mooi, ek luister 'n getuienis van 'n pastoor. Hy sê, hy het 'n baie groot kerk, hoor. Hy sê toe hy begin het, hy sê, kan dit eers 'n studio noem, hy sê recording studio. Luister, is jy nog alright? Kan ek nog preek? Want ek is klaar met die inleiding. Hy sê, het hy 'n recording studio. Hy sê, maar weet jy wat is soep? Hy het die geld nie, maar die Here sê met rekord. Hy sê, en hy het een ou gehad wat hom help, hy kon nie 2 bekostig, hy het een ou gehad. Die het alles geweet. Hy sê, my stap in sy atelier in, en hy sê, maar alles, hulle praat pas van in Amerika van duct tape. Wat is Afrikaans? Wat is hy tape, hy? Kom ons sê maar duct tape. Nie duct tape, nie. In elk geval, hy sê, alles is geduct tape. Die microfoon is geduct tape, want die doppe val af. Waar is jy, Anton? En die stands is geduct tape. En die kabels is geduct tape. En die speakers is geduct tape. En alles is geduct tape. En hy sê, ag Here, ek is so moeg vir duct tape. Ek het nie geld nie. Hy is besig om 'n kerk te bou. Ek dink hy vat 5000 mense. En almal staan as die pilare en die paar mure en verder is daar niks en die slabbe is gegooi. Hy sê, Here, ek moet bad. Hy sê, die Here die môre. Hy sê, hier loop sy klankman, die ou sy klank doen. Raai wat het hy op sy belt? 'n rolletjie duct tape. Jy kry baie ouens, hulle is lief vir duct tape. Ek verstaan die Ford ouens, maar praat nou van die Toyota, nie hulle die duct tape nie. En hy sê, Here, regtig. En die Here praat met hy sê weer, I have a problem with you. Hy sê, what? Hy sê, you have a duct tape faith. Amen. Stand in your empty building, set up your cameras and record. Daar is die stoele nie, as die faces nie, hy slaan hy duct tape goed op. Hy slaan dit op. Hy het 'n recording. En hy kyk so na die kamera, hy sê, weet jy wat? Dis wat ons wil bou. Ek het 'n studio nodig. Ek wil vir die Here. En all I have is duct tape. 7 dae. $1.2 miljoen. Ag, jy verstaan nie.
Luister, hy het 'n belofte van 'n massive kerk met 'n nuwe studio en al wat in sy hand het is 'n rolletjie duct-tape. Maar party mense het 'n duct-tape mentaliteit. Ag nee. Kyk by skool sê dit mooi nou wat hy sê. Hy sê skoonpa, voor ek sukkel met 'n kar, verkoop ek hom, koop 'n nuwe een met 'n diensplan. Ja. Jy ek gaan nie sukkel nie. Hierdie olie drop, en kom Sondag kerk toe, jy het olie van jou ore tot jou klein naaltjie. Is klaar. Is klaar. Klaar. En party ouens jy gaan nog wat 20 jaar sien. Maar wat ek is oor by my kar, by my bumper, hy duct-tape, hou daai bumper aan vas vir jou. Ek is so bly oor my duct-tape en oor my duct-tape en oor my duct-tape. Wie van julle is moeg vir duct-tape en duct-tape en duct-tape en even dit alles net toe as ek sien wat sien net dag sê. Sy sê pastoor wie wat hierdie goed maak snaakse klanke. Ek sê wat sy sê pastoor van ek loop aan hy goed uit so pad op my arm. Sien die oor en daai oor. Ek gaan dood, ek sê maak dit reg. Amen. Hy sê it's gonna cost you. Ek sê doesn't matter. Hy bel my 2 dae later. As jy pastor hy fix, die ou die the cleaning up. Maar gaan nie duct-tape opsit nie. Ek kan onthou, toe ek en my vrou Botawil toe gaan. Jy gaan vertel, jy gaan getuig. Ons kom van 'n groot kerk af en ons word beroep Botawil toe. Kyk, is lekker. Al die goedjies, ek admireer al die sertifikaatjies en al die goedjies en badges en tot ek en my vrou ons eerste beroep kry en ons kom by 'n kerk. Die Here hoor vir my. Daai dag het ek gebid vir die wegraaping. Ek proe nou nog in my mond. Ek ry in daai klein dorp in. Ons kom van 'n groot kerk af. Die PPK beroep ons. Sy nou die dag het sy my brief gekry in 1993 van Pastor Pieter Prys waar hy is goedkeur tot die voltydse bediening. Kyk, daai jare was erg. Jy sit voor daai 12 manne by die federale raad. Hulle lyk soos die 12 apostels van Egipte. Hulle almal. Ons sit daar. Ons kyk daai eerste gemeente. Ons ry my Ford Sierra. Meneer Warren, ek was nog nie perfek altyd nie. Dan kry my Ford Sierra. Hulle beroep ons ook Botawil, ons ry Botawil. Wie het al gehoor van Nampo? Dis daar waar Botawil is. En ons ry so toe, daar's 3 robots. Net een werk en die spietkop is in die tronk. Is ek reg? Daar's hy. God het hier maar hoor. Kom aan hy plek en ons stop by die huis. Hy het die mooiste houtrame vensters. Kyk, ek het 'n promise. Ek het 'n promise. Here weet. En die Here stuur my na kerk toe waar hulle werk met duct-tape. Ek gaan jou nou vertel. Ons ry so met die kar, soek as jy pastoor. Eerste wat sy soek, is ek wil kyk waar gaan ek bly. Ons stop by so huis, hy het die mooiste houtrame vensters. Man, my sertifikaatjies is op my tas. Nou gaan julle ding sien, dan gaan julle werk met 'n certificate. Die Here sê nie werk, jy moet nou werk met hierdie ding. Amen. Dan kry jy daar aan 'n stop voor huis, dis geoliede hout. Sy sê, kyk die hout. Kyk die mooi. Sy sê, ek is so bly. My ma, pa, en ek maak 'n fout, ek vat my pa saam, hy was baie stout. En dan stop voor die huis en hier kom 'n bediende uit. My vrou sê, hello, I'm not your pastor's wife. She said, this is not the house, it's that one. This is not your house. This is not your place. There's your place. Ons kom by die second place. Daar is die matte nie, daar is die kaste nie. Die vensters is stikkend en ek, Here help vir my. Ek sit sy verloor 2 kilogram van die stoep tot by die slaapkamer. Daar is niks is reg nie. Die ligte hang en die toiletrol is in die en alles is nie reg nie. Ek sê Here, ek stap uit en ek sê Here, ek sal teruggaan van 'n builpark toe. Ek sal meer 10de betaal, man. Here, vat my net terug, Here. Vat my terug, Here. En ek sien alles is stikkend en ek sit met 'n kind wat siek. Sy nee wat daai baie siek gewees, sy was sieklik. Ek sê Here, en die eerste naweek, toe sit God krem op dit, toe sneeu dit. Ek sê ag Here, dit sneeu. Ek weet nie waar om te loop, hy is so koud. Waar die wit so deur die huis. Ek sê ag Here, ons kamer het nie matte nie. Dis 'n siek besigheid. Ons ry van daar af, sê, wel ten minste, dit kan so erg wees nie. Kom ons ry dan na die kerk toe. Kom ons kyk hierdie magtige kerk wat ons nou gekry het. Ons ry dan na die kerk toe. Ek sien so plekkie. Hy is gestrap. Hy wil uit mekaar uitval. Jy druk jou hand so ver. Binne daai mure. Maak soos hy mure gekraak. Hulle is so gekraak, jy druk jou hande so in die barste in. Ek sê Here, I have a vision and God sends me amongst lack.
dankie Here, daar was die daktyp nie, maar al die gate het hulle met lemmetjie groen lint toegemaak. Nee, jy sê amen, nee, jy sê dit dan amen nie hoor. Al die krake, daar is meer krake as steels. Daai pilaar wil omval, daai ding wil omval. Die kombuis is hard, is sementsakke wat hard geword het, met 'n chipboard bo-op, dis die counter. Daar is niks. Hulle maak dit toe, oral is lint, hulle decorate om het lint, maak daar in die hemel toch net die lemmetjie groen wees nie. En pers. Dis seker 'n pers. En elke Here het my verlos hoor. Maar in elk geval, en alles is, weet jy wat, kyk vir my, weet jy wat is dit? Weet jy hoe moeilik is dit om kerk te hou, met mense wie 'n daktype mentaliteit het? As God jou sit op 'n plek, and you have a dream, en jy het 'n belofte, en God sit jou tussen die mense en hulle daktype, die klank, die sound system, was 2 wafferse speakers met Scooby-Doo draad en 'n car booster agter op 'n battery. Come on, that was the sound system. As jy sê, halleluja, dan smelt hy Scooby-Doo draad. Jy pik speaker draad af. Ek sê, Here, hier gaan ons nooit regkom nie. Hier gaan ons nooit uitkom nie. Weet jy wat is die probleem? En ek sê dit, daar's te min pastore wat hierdie tipe getuies het. Hulle wil die bo begin. Ons het daar begin. Ek sê, jou Here, ek weet nie wat gaan ons doen nie. En ons is daar, en weet jy wat? Die kombuis, soos ek sê, 'n sement wat in die reën gaan. Jy weet as jy sement sak in die reën, dan word hy mos soos konkreet. Hulle het hom gestek met chipboard, dis die counter. Ek gaan julle later eendag vertel van ons koffie drink wat het my pa gedoen, maar dis nie van nou nie. In elk geval, dis dit. En op 'n dag, lei my foon. Daar was nog nie selfoon nie, tring. Toe ek sê hallo, toe sê daar ou tannie, hallo. Net so, hallo. Ek sê hallo, sê gee naam. Toe sê hy van sê. Want ek het gehoor van hulle. Hulle is die rykstes van die rykstes, die grootste boere in daai omgewing. Hulle noem hulle die Alfa Omega, hulle boer van Botawil af reg deur tot by Wolmaranstad. Sy sê, pastoor, jy ken my nie, ek wou sê tel, ek het al baie weer gehoor. Sy sê, luister, wat doen jy môre? Ek sê niks. Come on. Ek probeer jou iets vertel. If God gives you a promise, He will financial promise. Pas op. Weet jy wat het pastoor Pieter Snyman my geleer? Hy sê, wanneer jy 'n gemeente vat, en hulle is half vakerig en hy slaap, maar tog nooit soos hulle word, dat hulle soos jy word. Dis wat Pieter gepraat het. Sy sê, pastoor, sy lê ons hele skedule vir ons uit. Sy sê, pastoor, môre, 4 môre maandag is jy by ons huis. Ek het die oom wat julle ontmoet. En dan 6 eet jy by my seun, hy boer bietjie verder af. Ek sê, dankie tannie, ek sien jou môre. Ons is so excited, ek wil amper 'n soet gaan koop. In elk geval, en ons ry daai volgende middag, 4 is ons daar. Luister, hy is op Baviaandkrans. Hy is soos 80 voet kraans, loop die Vaalrivier daaronder. Dit is die eerste huis wat ek gesien het wat sy plafonne gestoffeer is met fluweel, met knope, die plafonne. Ek sê, o Here, hier sit ek en hy, kinders, ons is kinders. Ek is 29 en jy was 24. 26. Was jy so oud al gewees? Sorry. Hier sit ons is kinders man. Sy kan maar 'n bietjie knop nie. En ons sit in daai groot en stap so groot boere. So wyd soos die Here se genade. En hy kyk so af na ons, hy sê, nee. En hy stel ons al voor, en langs toe kon ons kuier. En soos klaar is, op plaas van begin 1996. Hy sê, toe ek klaar is, toe sê, vrou, gaan haal al die biltong wat jy daar kan kry. Hierdie pastoor het biltong nodig. Het 12.000 hektaar plaas in die Kalahari ook. Charlotte, die tannie sê, sister, ek het vir jou koevertjie. Ag, heerlik, ek tos op 'n gewig op. Sy sê, hierdie koevertjie is vir jou susters departement. Weet jy hoe lyk R1000 in 'n koevertjie in 1996 van 'n kerk het wat vol daktype is. The enemy was to send a lack. Ek het 'n visie. Ons ry bietjie verder, kom by die kinders, as 'n
15 kilos verder. Dus so by die plaas inry. Dus hier om sy seun en die skoondogter en staan so en dan kom aan daai het nog maniere gaan. Nou hulle haal ons die hoede af die boere as jy so opkom. Nou sê hy daar aan langs so die kot ons eet ons eet dan gee dit jou uitloop. 7 soorte vleis. Daar eet jy vleis in die oggend, vleis in die middag, vleis in die aand. As jy lus is vir groente, slag jy hoender of 'n vark. Weet jy wat maak die Here? Die Here connect jou met iemand wie verlos is van die duct tape. Well, if God gives you a promise, He will send you the resources. Ons sit in hy huis, dis klaar is. Dis sê hy, wat sê jy? Sy sê, pastoor, jy stel ons Sondag voor, né? Ons aanbid nou by jou. Hy sê, o, wag. En hy haal ook ver. Ek kan dit oor was nie. Hy sê, pastoor, hier is my oestiende. 7.500 rand. Vra die ouers wat in die tyd nog geleef het, hoe baie geld is dit? Weet jy geweet dat 'n Ford kan vinniger ry as 100. Ek kan nie wag om in die dorp uit te kom en net vir tesourie te gaan gee. En weet jy wat? Ons was 4 maande daar. Toe sy lint af. Toe sy krake toe. Toe sy Scooby-Dooby speakers uit. Toe koop ons 'n sound system en welkom. Ag ja, welkom ja. Ons koop 'n sound system en welkom. En dan kom installeer hom. En my broer bel my. Hy was groot in Sterkkliniek. Hy sê, luister, wat doen jy? Ek sê, ek is by die huis. Dis seker so 2 maande, 3 maande na dit. Hy sê, luister, Sterkkliniek. Hy was by Sterkkliniek. Jim is dit toegemaak. Al die stoele wat jy voor 7 vanaand kan laai, kan jy van nie kry. Ek bel hy broer, dis hy boer, hy sê die boer, dis oestyd. Hy drop hy mielies van sy lorry af binne sy skuur. Hy tip hom net daar. Hy ry met hy lorry deur, ons gaan stoele haal. Weet jy wat? Ons is 6 maande daar. Toe is die daktype uit. Die sound system, wag. Ons het theaterstoel, ons het nou nie eens nie. Hulle staan soms so op en af, halleluja. Daai vloer wat kraak was, hy word nou deur die robots op mekaar vashou. Ons het nou lekker stoele. Pastoor, wat probeer jy sê? When the enemy comes for a spirit of lack, werk deur daai lack. Hy sê, the devil is a liar. Jy gaan my nie keer nie. Amen. Sê amen. Kan iemand die Here kruisie prys gee? Dis so vinnig. O, lekker. Ons so lekker lank kerk is al 12:30 hoor. Luister, ons hou ons eerste konferensie hierso. Ek het 'n geleende klankstelsel by Signaaltjie Lots in die tent. Wie was daar? Amen. Nee, julle van die begin af daar. Ek het 'n geleende sound system. Ons hou so kerk, ek hoor 'n kreun hy mikrofone onder hy met orgel. Ons speel hom. Hy Quentin, ek hoop jy kyk. Hy Jolla Hammond, nee, dat hy moet so maak op hy verhoog. Ek het geleende speak, ek sê, o Here, vandag blaas ek witpoortjies se spaar speakers, want die Here help vir my. En so kerk en toe ek uitstap in daai konferensie, stap so Dion Aller so naby Kostaghuis so, en hy kom staan so by my. Hy sê, my pastoor, ek dare jou, hou September maand nog 'n konferensie. Dis April maand. Ek sê, kan jy dit oor vertel? Ek sê, ek vat jou aan. Ek sê op een voorwaarde, God gaan my voorsien my eie klankstelsel. Hey, ek gaan shop vir klank. Die kwotasie is 120.000 rand. Ek sê vir die boekhouer, ek sê luister, ek vlieg vandag Kaap toe, dis Dinsdag. Jy het nog verjaardag weer. Ek sê ek vlieg Kaap toe. Ek sê by Vrydag gaan 120.000 rand hier inbetaal want ek het 'n konferensie op te hou. As dit nie inbetaal is nie, gaan ek nie konferensie hou nie. Vrydagoggend gaan neem ek by Seepunt in die straat in my kar in my pyjamas so voice clip op. Die CMU sê, amen. Terwyl ek daar so besig om die voice clip op te neem. En toe ek daar uitklim, toe gaan my foon af. Raai. Toe betaal iemand. Daai 120.000 rand. Nie gevra nie, nie geskimp nie, nie ge-WhatsApp nie. Ek klim na volgende maandag, ons is by die huis, daai naweek. Daai maandag klim ek met my kar. Die plek was die kwotasie gekry. As jy kry die speakers reg, ek is so ek ry op daar toe, stap by daai plek in. Toe gaan kom dis die goed op. Daai goed is nou so gebruik by die konferensie. Dis hy goed so opgeslaan. Hy goed speel so dat my ore eintlik reverse. Ek sê, give me your machine, your laptop. I want to do the payment. Toe ek ingaan, sy sê, pastor, I just want to speak to my wife. Just give me 2 minutes. If you have to lock out, lock out. You can lock in again. Sy kom terug. Sy sê, pastor, I spoke to my husband. We're giving you 50,000 rand discount.
Ja, jy hoor wat ek sê nie. Pastoor, ek gaan nie oor die rand in die sent nie, maar hy sê, jy sal oorstrome, en jy sal uitbrei, dit sal die saak maak waar jy is nie, and when the enemy comes in, with a spirit of lack, weet jy wat sê daar? Hy sê, I was send the carpenter, en ek wil vir jou sê, ek het vir julle 'n boodskap vandag, van die carpenters van carpenters, wat vir jou sê, if I call you to it, I'm going to take you through it, halleluja, werk, deur die gees van lek, wat sê Psalm, hy sê, die Here is my herder en, niks sal my, Ek wil gou die laaste 3, nou is baie vinnig as ek klaar. Die derde een is, die tweede een is, en as jy deur tekort werk, dan kom jy by limitation uit. So jy weet is vir jou, maar nie so groot as wat die Here gesê het nie. Die Here het gesê, dat ons gaan jou kaas vir die Here vat. Maar kan jy verstaan nie? Hierdie plek, kan jy die kaas vat nie. Die Here sê, kom ek breek die mure af 8 jaar terug. Neem 'n voice clip op, dan kom jou boodskap in hulle sitkamers. Ag, jy gaan dit later snap hoor. Jy gaan dit later snap. Hoor wat sê Lukas 6:38. Hy sê, gee en aan julle sal gegee word. Dis Jesus wat praat. 'n goeie maat, ingedruk en geskit tot oorlopers toe vol. Kyk gou vir my, as die Here sê, ek gaan jou seën, gee jou nie halwe salwing nie, ek gee jou volle salwing, ek gee jou 'n stukkie blydskap nie, ek gee jou oormatige blydskap, ag kom aan, as die Here jou begin bless, hy sê, dat sal jou beker oorloop, kan iemand amen sê, dis vir my so awesome, hoor dit gou baie mooi, kyk gou so, ai, ertjies kom jy so, jou hande lyk soos flippers, ag jy vang 'n nag lekkie, né? Daar op die hoop. Haal net vir jou, nou nie vraat wees nie, né? Een korreltjie. Hou my daar. Een korrel. Net een. Ek moet hierdie share, hoor. So. Een korreltjie. Een. Kyk hoe steel jy. As op 200. Try maar weer. Te veel. Ek wil jou skok. Moenie God se tyd mors as jy hom vertrou nie. Jy vertrou die Here vir een korreltjie. Kyk daar. Jy vra die Here om jou huwelik te red. En hy red hom. En hy bless jou sommer. En hy gee vir jou finansies. En hy gee jou increase. En wie van julle onthou daai preek as God sê oeps? Come on. Jy's so besig and the enemy wants to limit you. God sit met 'n skottel vol sout. Dan sê hy, nee, ek wil net vir jou sê, net enetjie is joune. Devil, how stupid can you get? Halleluja. En luister, hy sê mate ingedruk. Hy sê tot oorlopers toe vol. That's the second, dis die tweede ding wat optrek. He comes through a spirit of lack, van tekort. En dan kom hy met 'n gees van waar jy jouself begin beperk. Is limitation. En weet jy wat, ek kan die Here prys, maar ek kan nie my hand te hard klap vir die Here nie. Ek wil daarom nie hê dat die mense moet kla dat ek prys die Here te hard nie. Maar as jy nou die Here 'n crazy prys wil gee, dan doen jy dit. Hoor baie mooi. Die vyand sal 'n beperking op jou belofte. As jy kan stop nie, die Here lek, dan gaan hy wil limit. En Jesaja sê, julle weet die Here herinner aan sy beloftes. Moenie rus nie. Luister man, ek het dit al geïllustreer. Ek het al beteken, ek voel die heuning drup tussen my vingers. Ek voel soos Joshua en Caleb. We can take the land. Ja, dit is lekker versout, né? Dis maar net 'n man, dis blessings van die Here, hoor. Julle is gebless. En weet jy dat, hy eet hy guava. Hy so tuis so 'n plakkie vas. Ek moet baie versigtig wees. Ek gaan dan sê baie versigtig. Maar is wonderlik as iemand 'n grens wil sit tussen jou en hulle. En die grens wat hulle plant, die vrugte is aan jou kant. Sorry. So jy sal wel later snap.
as die Here jou seën, sal die vyand vir jou voorsien, man. Nou, come on, ouens. Hy sê, weet jy wat, hy sê, moenie my tyd mors, duiwel. Hy sê, he wants to limit you. Hy sê, maar weet jy wat, jy moet dan verstaan, jy het nou genoeg by die Here gekry, jy moet dan bietjie nou vir Lorraine ook 'n kans gee, en jy moet dan bietjie nou vir Jan ook 'n kans gee, en jy moet dan vir Roefie ook 'n kans gee. Die Here se sluise en skure is so groot, hy het meer as wat ons ooit almal kan vat, die Here sê. Hy sê, julle wat my herinner, dat ek gou hierdie ding werk, ek is op beklaar. Weet jy wat maak hy? Hulle praat van hierdie olifant, hy weeg 5 ton, 'n olifant weeg plus minus tussen 3,5 tot 6 ton, kan 'n olifant doen. En die Engels praat ons van tusk, is dit tande, né? Olifant tande, dat is 'n massive ding. Hy is so groot, hulle sit 'n 10 meter tou om sy regterbeen en dan 'n konkreetblok. En daai olifant loop, tot hy die weerstand voel, dan stop hy. Want hy was van kleins af aan die tou vas. Eintlik hoef hy net so te maak, en hy breek die tou, maar is in sy kop ingeprint, dis jou limit. Ek sien 'n paar olifante wat gaan toue breek vanmôre. Wil jy nie so met jou been so ruk? Hy sê, I will not be limited. I will not be limited. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Jy wat die Here vir my die krag gee. Halleluja. Hy sê dan, ek gaan later lees, ek tyd spaar. Hy sê, Eksodus 1 vers 7 tot 12. Hy sê daar van die volk van die Here, en hulle sê, kom ons verdruk hulle meer. Kom ons verdruk hulle meer. En die Bybel sê, hoe meer hulle verdruk was, hoe meer geseënd was hulle. Let's limit them. Hulle moet daarmee uitbrei nie. En hoe harder hulle geslaan was, hoe meer hulle vervloek was, sê die Bybel, hoe meer het die volk van die Here gegroei. Ek wil vir jou sê, when the spirit of limitation comes, staan op in die naam van die Here. Sê, ek sal nie afgebind word nie. Jy lees dan 2 Konings 7, praat van die 4 malaatses, ingelimit tussen Sagaria en die Arameërs. Hulle kan nêrens gaan nie, tot 4 opstaan. Maar sê, we will not be limited. Laaste 2 is baie kort, en dan sê verby, dis ek uit jou pad uit, hoor. As jy deur lek kom, en jy kom deur limitation, dan kom jy deur 'n ding wat hulle noem hindernisse. Daar's my belofte. Ek het my vrou gevra, kyk nou, sê like hierdie, ek kan dit sommer klaar sien. Hoor gou hierso, dat ek het gou die regte plek kry, ekskuus tog hoor. Hy sê in 1 Tessalonisense 2 vers 18. Daarom, dis Paulus, wou ons na julle toe kom. Ek Paulus meer as eenmaal, maar die Satan het ons verhinder. Wat sê die engel vir Daniel? Hy sê 21 dae moes ek veg teen die Mede en die Perse, teen die vorste in die lug. Ek het al 21 dae, Daniel, toe jy beginne bid het God klaar jou gehoor en jou antwoord gegee. Dit het my 21 dae gevat om die antwoord by jou uit te kry. Want ek was deur Satan verhinder. En dis wat gebeur. When you work through lack, and you work through limitations, you'll be faced by hindering. En wanneer jy wil vorentoe gaan, ek wil na soen toe gaan, jy kan, weet jy so hard dit doen, en wanneer ek wil opgaan, en jy het 'n hindering dan, en weet jy wat die probleem, kyk vir my, nou sien hy posisie, jy hou nou aan beloftes maak. Why is the enemy, vat ek 'n gap, hè? Why is the enemy hindering you? Jy moet daar uitkom, daar is jou belofte. Hier is die hindering. Is dit lekker? Hier is die hindering. Daar is die hindering. Daar is die, verstaan jy? And that's what the enemy does. Hy staan voor jou. Jy's deur lek. Jy's deur limitations. Nou wil hy jou hinder. En as jy wil bid, dan laat jou selfoon. O my genade. Wanneer jy kerk toe kom jy familie kuier. Wanneer jy wil bid, dan praat die dinge jou. Wanneer jy by heiligmaking lewe, dan kom as skielik kaal vrouens op die televisie. 'n hindering. Maar prys die Here. Kyk gou vir my. Hierdie gaan iemand bless. The enemy may hinder you, but he can never stop you. Hey. Kom hier aan die klank. He can never stop you. Die laaste ene, a devouring spirit. Through lack, limitation, hindering, jy werk deur hulle. Weet jy wat maak hy nou? Alles wat jy gedoen het, kom vreet hy op. Jy lees daar in Malagi 3 vers 11.
Kyk, die ouers, wat ek jou Malagi 3 vers 10 in die Bybel uit, maar jammer of vir jou probleme te hoor. Die Bybel sê die hele woord is deur God gegee. 11. Ek sal ook die springkaan vir julle afweer, sodat hy die opbrengs van julle grond nie sal verwoes nie. Hy sê 'n devourer. Jy kry blydskap, hy wil hom kom beroof. Hy wil hom kom vermoor in die week. Hoor baie mooi. Jesaja 54 vers 11 sê, no weapon formed against me shall prosper. Sê amen. Johannes 10:10 sê, as die dief het gekom om te roof en te moor en te steel, maar ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. So, wanneer jy ook al 'n belofte van God kry, dan gaan hierdie gees van beperking teen jou opstaan. En dan gaan die gees van tekort, eers van tekort, en dan beperking, en dan hierdie hindering. Hoe meer jy wil bid, hoe meer dinge gebeur. Hoe meer jy wil kerk toe gaan, hoe meer breek jou kar. Ek gaan 'n ding sê. Ek sê nog glad nie vir julle nie, hoor. Ek sê dit vir livestream. Jy kan by God steel. Or watch you pop your geezers. Watch you break your goed. Because God will never give you the joy of what you stole from him to enjoy it. Jou goed snap, jou goed breek, hoor. Hoor jy wat hier sê? Dan kom jy die springkaan. Maar as jy deur die lek gaan, en jy gaan deur die limitations, dankie, en jy gaan deur die hindering, dan wil hy alles kom steel wat jy gedoen het. Maar omdat ek dit wat ek gedoen het, doen ek nie vir julle nie, doen ek vir die Here. Hy wil nie hê dat jy moet 'n joyful life hê nie. So as jy nou vanmôre hier uitstap, ek is klaar. As jy nou vanmôre hier uitstap, en jy erken ergens, is daar 'n tekort. Ergens is daar limitations. Ergens is daar die hele tyd hindering. En Here, my goed word het vir my afgevat. 'n devouring spirit. Dat ek vir jou sê, dis die 4 dinge. That never removes your promise. It can slow it down. Wie van julle is vanmôre reg om te sê, Here, ek sal lek aanvat. Ek sal limitations aanvat. Ek gaan deur hom werk. Ek gaan deur hierdie hindering. En Here, ek gaan nie dat die vyand by my steel nie. Ek gaan nie dat hy by my... Prys die Here, ons groet ons mense daar op livestream. Mag die Here vir julle seën. Jy kan maar afsit daar so Desiree. Prys die Here. Halleluja. Kom ons staan op ons voete.